Here, kom ons sluit ons oop. Vader, dankie vir hierdie voorreg dat ons nou hier kon gehoorship het. Abba, ons eer U, Vader. Abba, dankie dat ons nooit hoef skaam te wees nie. Yeshua, U sê, as jy vir my skaam, gaan ek vir jou skaam. En Abba, is my hartsbegeerte vanoggend dat ons hierdie sal vas staan op die woord en op die waarheid en dat ons nooit sal skaam wees. Maak nie saak hoe die vyand en die wêreld dat vir dat wys jy's anderste en jy's weird en jy moet skaam kry nie. Vader, vanoggend kom ons as koningskinders en ons is trots op wat ons doen, Abba. Ons sal nie eendag is ons spyt vir wat ons gedoen het nie, wat ons doen vandag nie en dankie vir die voorreg dat U ons eendag kom uit die wêreld kom uitruk het en vir ons hierdie ander pad kom wys het, hierdie pad van heiligmaking, hierdie pad van kadosh, van afgesonder wees vir U, Vader Jahweh. Abba, U luister na ons en U hoor ons gebede. En mag ons nooit ophou glo nie, mag ons nooit gee vir ons hierdie gawe van geloof vandag, Abba, en dat ons sal glo wat ons bid, Abba, en Vader, soos U vir Daniël Daniël 9 wat U gesê het vir Daniël, maar jy het gevas en jy het gebid en 2 jaar na dit kom Yeshua self as die engel wat hy verskyn en hy sê Daniël, ons het jou gehoor. Ons het jou gehoor. Dankie daarvoor, Vader, dat U altyd hoor. Ons eer U daarvoor. Ek bid nou mag hierdie oomblik vir U, hierdie tyd wat ons saam met U, wat ons hierdie woord oopmaak en van die brood eet, mag U saam met ons sit vandag deur U Ruach. Die Heilige Gees saam met ons wees hier. So ons eer U nou, spreek die diensknegte luister. In Yeshua se naam vra ons dit. Amen. Dankie julle. So ons is besig, ek moet elke keer recap want net vir die video's en mense wat nie laasweek hier was nie, net om vandag te sê, want ons is besig met die reeks oor die vas. En ek eer Abba daarvoor, want ons het dit is nou ons gaan aan en dis net so lekker om te leer in die woord van te gaan kyk hoe die persone gevas het, hoe almal gevas het en hoekom hulle gevas het. En dan mag Abba ons leer deur sy Ruach hierdie skatte wat hy vir ons het gee. Ons het laasweek gekyk na Esra, hoe hy gevas het en as julle kan onthou hoe Esra hierdie taak gehad het wat Vader Jahweh vir Esra sê, Esra hierso is 'n profesie wat Jesaja 45 van koning Cyrus van Persië gaan die tempel herbou en hoe Esra hierdie oomblik het waar hy moet die tempel gaan herbou en waar Esra kom en hy sê vir die persone, vir die mense, volk saam met hom, gaan ons vas eers. Kom ons vas eers, ons vertrou op Vader Jahweh. Ons gee tot 'n eersteling vrug. Ons gaan 'n aksie wat ons gaan in hierdie aksie van geloof van ons gaan nou 'n tiende, ons gaan nie tiende nie, maar 'n eersteling vrug wat ons gaan uithaal vir Vader Jahweh om vir hom te gaan gee as die tempel klaar gebou is in Jerusalem. Dis daai aksie van geloof en waar hy klaar sê vir die koning Cyrus, maar ons het jou nie nodig nie. Ons gaan ons Vader Jahweh is met ons. Ons het nie nodig dat jy ons beskerm nie. Ons het nie nodig dat jy hoef perderuiters te gee om ons te beskerm in daai tydperk wat ons moet gaan terug na Jerusalem toe. En so het ons Vader Jahweh het hulle beskerm en was saam met hulle gewees daarso en het in Jerusalem aangekom. En dis so mooi hierdie presies hoe Jeremia en Jesaja geprofeteer het oor dit en ons het gekyk na, ons gaan 'n bietjie dieper ingaan oor Ester, hoe sy gevas het en hoe sy die eerste ene was wat basies wat Vader al klaar gebruik het deur haar vas om guns te kry by die koning van Persië, hoe Daniël gevas het en guns gekry het by die koning, hoe Esra gevas het vir beskerming en waar ons vandag kom by Nehemia, waar ons begin praat oor Nehemia. Hulle almal was daai tydperk gewees met die herbou van die tempel. En nou Abba al hierdie profete en hierdie priesters bymekaar kry en geloof wat hulle vas om die tempel te herbou. So Nehemia het 'n groot rol gespeel. Nou gaan kyk na die geskiedenis, die tweede tempel is klaar gebou in die tydperk 516 BC. Dis 500, dit is omtrent 484 jaar voordat Yeshua gekom het, voor AD begin het, kom herbou hulle die tweede tempel. Alright. So die tydperk nadat die tempel herbou is, die hele tempel is herbou, 13 jaar na dit, gaan Nehemia en hy gaan herbou die stad se mure. Dis waarvoor hy geroep was, en hy het op sy hart gelê om die mure te gaan herbou. So
Nehemia het nog steeds in Babylon gebly. Dis nadat Esra hulle en almal uitgegaan het om die tempel te gaan herbou, het Nehemia agtergebly. Hy was 'n skinker. Ag, die skinker, ja, hy was die proewer. Hy was die regte Afrikaanse woord sê vir my was die bekerproewer. As jy nou na verhoog Afrikaans gaan sê, hy was die ou gewees wat koning Artaxerxes. Nou dit was die seun van koning Xerxes. Dis koning Xerxes was die een met Esther wat Esther ingegaan het, koning Xerxes. Nou Artaxerxes was die seun van koning Xerxes. En kyk net hoe mooi maak Abba al klaar die pad oop vir Nehemia, wat hy saam met die koning werk en volgens obviously het hy by sy pa gehoor van Esther en hulle het hierdie guns wat hulle hierdie hart wat hulle het vir die mense van vir die Vader Jahwe se volk. En Artaxerxes, Nehemia is basies hierdie bekerproewer wat hy moet elke keer voordat hulle die koning 'n beker drink van sy hoe kan ek sê vandag se terme, sy koeldrank drink of sy wyn drink en sy kos eet, moes die bekerproewer gegaan het en hy moes dit eers geëet het of gedrink het. So as hy ek dink dit is nogal 'n baie hoe kan ek sê spanningvolle oomblik elke keer as jy die bekerproewer was. Imagine yourself. Dis is jy's die heel voorste ou in die oorlog en kyk of jy heel eerste raak geskiet word. Maar daai van okay, ek asseblief, ek drink nou hierdie beker vandag, ek hoop nie is die gif in nie. Want daai tyd het hulle die konings vergiftig. En dis hoekom 'n koning sy eie bekerproewer gehad het. Hy was op die proef. Dis as hulle dink sekuriteit is harde werk vandag, ek dink daai was die hoogste pos van vrees wat ek dink wat hy gehad het daarso. Maar ja, Abba was saam met hom, Abba het hom beskerm. En dis wat so mooi is. So hy het die eerste stuk gevat en of die kos geëet en as hy gelewe het aan die koning. So met ander woorde, deur dit was die bekerproewer was 'n baie naby verhouding gehad met die koning. Hy was heeltyd by die koning gewees. Hy het toegang gehad tot die koning se gesprekke. Ek meen al die ander konings as daar groot familielede bymekaar gekom het aan tafel, want dis van die meeste tyd waar hulle dinge bespreek het en alles. Hy was daar gewees, want hy moes eers eet en eers die beker drink. So hy was baie naby aan die koning, hy het reg gehad in die paleis en hy het dinge geweet. So ek dink daar's 'n persoonlike verhouding gewees tussen die bekerproewer en die koning. Ja, so die Nehemia het basies toestemming gekry om by die koning om basies te gaan na Jerusalem toe, want Vader Jahwe sit vir hom hierdie op sy hart van die volk wat nog steeds oop is. Hulle word nog steeds aangeval. Die tempel is nou herbou, maar julle moet weet daar in Jerusalem is daar baie pagan mense. Ons kan sien met Esra hoe die pagan mense in opstand gekom het om te keer dat hulle nie die tempel moet herbou nie. En so kom Nehemia hoor van maar ja, ons kort 'n muur om Jerusalem, want die muur is afgebreek. En hy gaan vra vir die koning vir toestemming om te gaan. En Abba kom gee vir hom guns daarso. Ek gaan ons lees Nehemia 2 vers 1 staan geskrywe. En in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, dis is Artaxerxes in Engels, toe daar wyn voor hom was, het ek die wyn opgehef aan die koning gegee, en omdat ek nooit vir hom bedroef was nie, op baie belangrik, jy moes nooit bedroef gelyk het voor die koning nie, want so as jy net bietjie hartseer gelyk het, of net bietjie afgelyk het, dan die koning gedink, maar jette, miskien is hier so 'n plan, miskien is hier so gif, dalk in sy kos of iets van die aard. Jy moes happy gelyk het. Jy moes soos in, hey, yes, kom ons drink nog 'n wyntjie vandag saam met jou koning, want as jy begin net bietjie anders lyk het, dan was dan die koning begin wonder. En jy kon jou lewe verloor daardeur. So dit is belangrik geweest, die bekerdrinker mag nie bedroef gelyk het nie. Alright. So vers 2 sê, hy het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Dit is die dag toe hy bedroef raak. Jy is tog nie siek nie. Dit is niks anders as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword. En dan die koning gesê, mag die koning ewig lewe. Waarom sou my aangesig nie bedroef wees nie? Terwyl tog die stad waar my vaders begrawe is, woes lê, en sy poort die rivier verteer is. Daarom vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid, en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind,
En as u dienaar welgevallig is in die oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Toe vra die koning my terwyl die koning langs hom sit, hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terugkom? En die koning het dit goed gevind om my te stuur en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee. So hierso het die koning, ek dink dit is moeilik geweest vir die koning Artaxerxes, want jy het nou 'n verhouding met hierdie ou gebou, 'n vertrouensband met hierdie ou. En nou ewe skielik moet hy weggaan. Hy moet weggaan en dan waar kry hy nou 'n nuwe enetjie waarmee jy vertroue kan hê. So dit is definitief guns gewees van Vader Jahwe af vir 'n koning om sy bekerproewer te laat gaan. Maar hy kry dadelik guns en so amazing, die Vader Jahwe gee tot vir Nehemia voorsiening om te gaan. Hy het verseker by Jahwe guns gekry. Nou Nehemia 1 vers 2 praat van Hanani, een van my broers, gekom, hy het manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode. Die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorblywenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smart. En die muur van Jerusalem is stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. So Nehemia het hierdie boodskap gekry van die poorte en die muur is met vuur gebrand, en hy wil gaan, en so gee die koning vir hom hierdie guns om te gaan. En so, Nehemia gaan en hy gaan herbou, hy gaan soontoe, en hy, daar's nie 'n muur nie, en hy weet, op sy hart voel hy dat hy moet hierdie gaan doen, en hy vra die koning gee hom guns. Vers 4 sê, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het baie lank getreur, en ek het gevas en gebid vir die aangesig van God van die hemel. Hierso is die antwoord, hoekom Nehemia die guns gekry het. By Vader Jahwe. Dat 'n koning sy bekerproewer laat gaan, hy vas en hy bid. Dis iets wat onmoontlik is, dis iets wat nie sommer gebeur, dat 'n koning sy bekerproewer laat gaan nie. En Vader Jahwe gee vir hom guns, omrede hy gevas het. Kan julle sien dieselfde soos Daniel, Ester, Esra, Nehemia, almal wat gevas het en gebid het. Maar hulle kom herinner Vader Jahwe ook. Want Nehemia vas en hy bid, maar hy herinner Abba Jahwe. En dis belangrik hierdie. Ons kan nie net vas en bid nie, ons moet woord spreek as jy vas en bid. En die situasie vir Vader Jahwe gee as jy vas en bid. Nehemia leer ons hierso in vers 5. En hy het gesê, ag Here, God van die hemel, groote en gedurende God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat u lief het en die gebooie onderhou. Hier kom prys hy Abba Vader. Het ons nie by die vorige sit presies dieselfde gesê nie. Daniel, dit was Daniel gewees, ja, veral Daniel, almal, Jeremia, Jesaja, almal gaan en hulle praat met Vader Jahwe van die volk, van Israel wat so gesondig het. En hulle erken hulle sonde, met ander woorde, hulle bely heeltyd hulle sonde voor Vader Jahwe. Maar hier kom sê hy kom prys Vader Jahwe heel eers sy naam. Hy sê so, die wat en die goedertierenheid hou vir die wat u lief het en die gebooie onderhou. Laat u oor tog opmerksaam en die oë oop wees om te luister na die gebed van die knegg wat ek vandag voor u aangesig bid dag en nag. Bid dag en nag. Hier kom Nehemia en hy bid en hy herinner Abba Vader Jahwe dag en nag aan Israel. Hy bid vir Israel, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen u gedoen het. Ook ek en my familie het gesondig. Hy bely dit. Hy bely sy sonde van hom en sy familie. So hierdie kom Nehemia en rou oor die situasie in Jerusalem. Dan begin hy vas en bid vir die aangesig van Jahwe. Dan bely hy sy sondes van sy volk en sy familie, en dan herinner hy, vers 7, hoor hierso, en ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge, wat u aan Moses die knegg beveel het, nie gehou nie. Hy besef dit.
En men is die tydperk van die tweede tempel herbou. Hier kom besef hy het nie Vader se wet, sy insettinge en sy verordening nie gehou nie. Dink tog aan die woord wat u aan Moses die knegt beveel het, naamlik: as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Het dit so gebeur? Ja. Jesaja wat profeteer, ek gaan julle Israel, ek gaan julle sif onder die heidene. Hy gaan hulle sif. Vers 9, maar as julle tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek, hoofletter, hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hier kom praat Nehemia presies dieselfde as wat Jeremia geprofeteer het, wat Jesaja geprofeteer het. Vader Jahweh gaan hulle terugbring, maar as hulle sy gebooie weer onderhou. Dis belangrik. Vers 10, hulle is tog u knegte en die volk wat u verlos het deur u groote krag en deur u sterke hand. Ag Here, laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van die knegt en op die gebed van die knegte wat verlang om u naam te vrees. En laat dit tog vandag u knegt geluk en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik skinker van die koning. Ken julle net daai, kyk hierdie hart van Nehemia. Hierdie mense was almal, Esther, Esra, Nehemia, Daniel, was hierdie, ons kan so leer uit hulle uit, hierdie humble harte, hierdie mense wat besef, dis ek laas nou gesê het, hulle het nie meer 'n tempel nie. Dit was hulle 'n groot ding gewees. Hulle het die tempel verloor, hulle kan nie meer hulle sondeoffers vat nie. Ons kan net bid en sê, Yeshua, vergewe ons in u naam. Maar Vader Jahweh is hom genadig en hoor sy gebed en gee hom guns by die koning Artaxerxes. Sien, Jerusalem het die tempel gehad wat herbou is. Maar daar was 'n groot gevaar in daai tyd as 'n mens nie 'n muur om 'n stad gehad het nie en nie deure gehad het nie. Want dan het jy oopgemaak vir die vyand om in te kom. En net soos die tempel vandag ons. En ons is die tempel, 1 Korintiërs 6 vers 19 sê dit, en ons moet ook 'n muur om ons tempel hê. En ons het 'n deur wat ons hart is, waar die vyand inkom. Want ons hart, dis hoekom die woord sê, ons moet ons hart bewaar. Want dis waar die vyand heel eerste inkom. Ons hart is die deur. En ons het ons 'n muur. Maar ons is deesdae ons tempel sonder mure, en ek gaan nou nog van praat. Maar as jy nie 'n muur om jou tempel het nie, maar ander woorde, as jy oop is vir die wêreld, gaan die vyand inkom. Genesis 4 vers 7 sê, en daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. Hy staan nie, hy sit nie, hy hardloop nie, hy lê en loer voor die deur. En sy begeerte is na jou. Maar jy moet daaroor heers. Belangrik, die vyand wag net vir daai klein gleufie in jou deur of in daai muur, net daai wat jy so klein bietjie 'n kompromis sluit. Kom in. Maar hy lê en wag. Met ander woorde, hy slaap daar, hy bly daar. Hy kom sit nie net gou-gou en kom kyk nie, hy wag vir jou dat jy na jou begeerte vir hom 'n plekkie oopmaak. En die vyand kom in. Met daai tyd het 'n stad 'n hoë muur gehad. As jy kyk hoe Ninive, hulle sê Ninive se mure was, dink 65 meter, ek weet nie presies nie, maar ek rondom korreksie. Maar Ninive was een van die stede gewees wat die grootste muur gehad het. Daar was 'n groot muur, dus jy kon letterlik op die muur, heel bo, kon jy met jou perdekarre, soos daai tyd gehad het, kon hulle op die muur gery het. So breed was daai muur gewees, want dit is 'n baie ryk stad gewees. So muur was 'n baie belangrike ding van oorlog, want almal daai tyd het almal land gesoek en hulle het gekom en hulle kom oorlog maak. En dis net die stad wat gekeer het.
Hulle nadat hulle slim geraak, het hulle hierdie goeders gebou van waar jy met trappe kon opklim om dan bo uit te kom. Wat jy so opgaan, dan kom hulle in die stad gekom het. Maar die muur was die plek gewees. En dan saam met die stad, met die muur om die stad, moes daarso dan 'n watchman gewees het wat op die muur gestaan het. Dan het hy van bo af gekyk. En hy het 'n baie belangrike werkie gehad, want hy moes sien dat daar kom die vyand aan. Hy moes wakker gewees het. Daar kom die vyand aan. En dan het almal gaan waarsku om reg te maak vir as hulle nader aan die muur gekom het. Weet, obviously hulle pyl en bo en al die dinge. En dan ook saam met dit, die enigste ingang in die stad was die deur gewees. Die enigste plek. Die deur. En daarvoor was daar 'n gatekeeper gewees. Die Engels sê dit baie mooi. Of 'n hekwag in Afrikaans. Maar die gatekeeper, hy was die laaste punt gewees van veiliging vir die stad. Want as die gatekeeper, hy en die watchman het saamgewerk. Die watchman het vir hom sê, hoor hierso kyk, daar kom gevaar aan, dan die gatekeeper seker gemaak is op sy pos. Nou, almal wat in die stad ingekom het en uitgegaan het, hy het hulle gekyk. Hy het gesien of hierdie ouens eg is en of dit van die vyand af is. Hy het ook gekyk, verstaan, as hy gesien gevaar gekom het, het hulle die deur toegemaak. Maar die deur dit was die enigste beskerming om in daai stad in te gaan, om toegang te kry. So is 'n groot verantwoordelikheid gewees tussen die twee en hulle moes 'n baie sterk onderskeid gehad het. Maar die vyand kon in die stad inkom as hulle nie wakker was nie. En dit is belangrik dat ons vandag self ook. Want soos ons die tempel is en soos hierdie huis, 'n huis van Vader Jahwe is, so ek kan praat oor die natuurlike, hierdie tempel self, die geestelike en dan die natuurlike van ons bediening is ook 'n huis van Vader, is ook 'n plek waar by mekaar kom, so moet hierso ook 'n muur om wees, so hier moet ook 'n deur wees, selfs met ons 'n muur en 'n deur, ons hart wat die deur is, en dan so moet ons vir Ruach HaKodesh vra om vir ons ook te wys, 'n gees van onderskeid te wees, want ons gatekeeper is Ruach HaKodesh. Is Vader se Heilige Gees wat vir ons kom waarsku en sê, luister, hoor gou hierso, pas op, die vyand wil in jou tempel inkom. Dis ons gatekeeper vandag. Die punt is, het ons daai gees van onderskeid om te kan onderskei van, dit is die vyand. Want anders te gaan hy inkom in ons tempel in en dan bly hy, so dan gaan jy hom weer moet uithaal. Jy moet skoonmaak. Want die vyand, hy lê, soos hy gelê daai tyd voor die deur by 'n stad, kom lê hy voor jou. En hy wag dat jy jou deur oopmaak. Net 'n bietjie, net 'n gleufie, dan kom hy in. So is belangrik om 'n muur te hê, ook soos 'n stad. Dis belangrik ook, as jy deel is van 'n stad, as jy deel is van 'n tempel, as jy deel is van 'n Bethel, 'n huis van Vader Jahwe, is belangrik om dan daar te bly. Want die ding is baie keer gaan spring mense rond tussen stede. Met ander woorde, jy gaan na hierdie kerk toe, jy gaan na daai kerk toe. Jy luister na hierdie YouTube, jy luister na daai YouTube, jy luister na daai ou, jy luister na daai ding. Op die einde van die dag is daar 20,000 doktrines wat jy hoor en jy so te mekaar, jy weet nie waar jy vandaan kom nie. En dis wat gebeur, val vandag, daar's ons baie opinies. Daar's oor die 44,000 verskillende dominasies in die wêreld met een woord, en dis as gevolg van mensopinie. En dit is belangrik om by jou stad te wees. By jou stad, daar waar 'n muur gebou is, dis jou plek wat veilig is, daar waar jy weet, waar Boeta en Sissa vir jou gaan bid, waar Boeta en Sissa saam met jou gaan staan. Dis belangrik om daar in daai stad te wees. En dan te bid vir Ruach om die gatekeeper te wees. Want die vyand gaan jou vang daar buite, as jy gaan wees sonder stad, sonder mure. Kies jou stad, Boeta en Sissa, en bly daar, word daar geleer. Hoor wat sê Spreuke 25 vers 28. 'n Afgebreekte stad sonder 'n muur is 'n man wat sy gees nie kan inhou. 'n Afgebreekte stad sonder 'n muur. Mag Abba jou help om jou muur te herbou, dat jy 'n muur kan kry. Want in die wêreld is daar baie stede vandag sonder mure.
En die vyand gaan jou mislei om te gaan na daai stede toe. Hy gaan jou wys, want die wêreld het nie 'n muur nie. Die wêreld is oop vir almal. Jy kan gaan in die wêreld in, jy kan dit geniet daarso. Dis 'n lekker stad, glo vir my. Die vyand gaan vir jou wys, dis 'n lekker plek. Daai stad sonder 'n muur, daai stad met 'n oop deur. Maar die probleem is dat as jy gaan, vanaand gou, hier gaan ek, sorry stad, ek gaan uitgaan, en ek gaan gou by daai stad kuier, want dit is lekker daarso. Dan bly jy sommer vir 'n week daarso, en jy kuier daar by daai stad. En sodra dit begin moeilik raak in daai stad, sodra die dinge die vyand jou begin aanval in daai stad, want onthou, die vyand is in daai stad, dan gewoonlik hardloop mense terug na jou stad toe. Daar waar jou veilige plekkie is. Jy kan dit nie doen nie. Want die vyand gaan aanval. Die vyand gaan jou breek daar buitekant. Jy kan nie terughardloop en wil inkom nie. Die woord sê, as jy gaan kuier by ander stede, is jy soos 'n stad sonder mure. Kies jou stad waar jy wil wees vandag. Kies of jy om jou tempel 'n muur wil bou, en 'n deur wil opsit daarso wat Ruach HaKodesh is. Kies. Want as jy 'n oop stad gaan wees, dan gaan hy nie, dan maak jy vir hom oop. Want hy gaan vir jou oop maak en jy gaan vir hom oop maak. Dis tyd om te kies. Niemand het gegaan om die muur weer te gaan herbou. Hy het dit gedoen. Hy het daai muur gebou van die stad Jerusalem. Maar het dit ook wees soos Esra wat die tempel gebou het, het hy dit maklik gekry? Of het hy ook teenstand gekry van die vyand? Want glo vir my, as jy jou stad se muur gaan wil herbou, dan gaan die vyand jou probeer keer. As jy daai deur gaan probeer bou van jou hart, om te keer dat die vyand nie weer terugkom nie, gaan die vyand jou probeer keer. Dis maar wat hy doen. Want hy wil hê moet soos 'n stad met oop mure wees, sonder mure. Kom ons kyk bietjie hoe Nehemia gestop is. Nehemia 4 vers 1. Dis die eerste enetjie waar hy gestop word. Maar toe Sanballat hoor dat ons 'n muur bou, het hy kwaad geword en hom baie geërg. En hy het met die Jode gespot. En voor sy broers en die leer van Samaria gespreek en gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal 'n mens hulle laat begaan? Sal hulle offer? Sal hulle dit vandag nog voltooi? Sal hulle die klippe uit die grondhope lewendig maak? Al is dit deur brand verniel? En Tobia en die Ammoniet het langs hom gestaan en gesê, wat hulle ook al bou, hoor hierso, as 'n jakkals daarteen opspring, sal hulle klipmuur omgooi. Dis die vyand se eerste taktiek om die muur te herbou. Hy laat mense jou spot. Sodra jy jou kies om te sê, Abba, ek kies om afgesonder te wees vir u. Soos Petrus sê, om heilig te wees, want u is heilig, Petrus 1 sê. Wanneer jy kies om uit die wêreld uit te gaan, en jy sê, ek kies om kadosh te wees, dan wat doen die mense heel eerste? Hulle begin jou spot. Dis die vyand se taktiek om te keer dat jy deel word van 'n stad en 'n muur om jou tempel bou ook. Die wêreldse dinge, die vleispotte van Egipte. En dan kom hy ook en sê sommer dat jou muur swak gaan wees. En hy maklik daar gaan inkom. Dis soos wat hy gesê het van, dat die jakkals sal sommer daai muur omskop. Hy sê, jy is swak, jy gaan nie kan doen nie. Jy gaan dit nie reg kry in hierdie lewe om afgesonder te wees vir Vader Jahwe nie. So Boeta en Sissa, al wat ons kan doen is, ja, hulle gaan jou spot, hulle gaan jou haat, die woord sê die wêreld gaan jou haat. Maar as een goeie ding van alles wat die wêreld teen jou wys en teen die klippe wat hulle teen jou gooi in daai tydperk, sê Yeshua dat jy sal eendag dit terugkry in die koninkryk. Jy sal alles wat jy verloor op aarde vir hom, sal jy terugkry daai kant. Maar ons muur moet sterk wees. Vra vandag vir Abba Vader vir nuwe sement,
nuwe konkreet, met 'n nuwe fondasie, maar begin jy fondasie bou op die rots Yeshua HaMashiach. Begin jou muur weer bou, maar jy kan nie 'n muur bou as jy nog in die woestyn is nie. As jy nog uit Egipte uitgegaan het, verlos deur die bloed van die lam en deur gedoop deur die Rooi See, maar jy is nog steeds hierso in die woestyn tydperk, want jy kan nie kies om die beloofde land in te gaan soos Joshua of in die Egipte te wil bly nie. Die woestyn was tussenin albei gewees. Tussen die belofte en tussen slawerny. Maar jy wil nog steeds in die woestyn wees, want jy kan nie kies waar jy wil wees nie. En vandag moet jy kies. Vader Jahwe, ek gaan in die beloofde land ingaan. Ja, daar is melk en honing, maar daar is ook al daai reuse. En as jy daai reuse wil gaan aanvat, dan moet jy 'n sterk muur hê en jy moet 'n stad hê en jy moet ook 'n huis hê waar jy saam met medegelowiges kan bid en kan vas en kan smeek en hierdie geveg kan veg. Dis belangrik. Want 'n stuk sandwoestyn kan jy nie 'n stadmuur bou nie. Dan is jy nog soos 'n soeka in die wildernis. 'n Tydelike woning. Ons almal het tydelike wonings, maar maak seker waar jou tydelike woning staan. Vra Vader Jahwe dat hy jou sal help herbou en jou ore sal toemaak vir die spotters. Dat hy jou sal sterk maak. Hulle het vir Yeshua ook gespot. Hulle het hom tot gespot die dag toe hy aan die kruis was. Hulle het hom gespot. Hulle sê, ja, jy, die koning van die Jode. Kyk nou. Die tweede taktiek van die vyand is Nehemia 6 vers 5. Daarom stuur Sanballat op dieselfde manier vir die 5de keer sy dienaar na my met 'n oop brief in sy hand. Daarin was geskrywe: die gerug gaan rond onder die volke en Gasmoe sê: jy en die Jode is van plan om te rebelleer. Daarom bou jy die muur en jy sal hulle koning word. Dergelike dinge. Ook het jy profete aangestel om van jou in Jerusalem uit te roep en te sê: koning in Juda. En nou sulke dinge sal deur die koning gehoor word. Kom dan nou en laat ons saam beraadslaag. Maar ek het hom laat weet, daar het nie sulke dinge gebeur as die waar jy van spreek nie, maar jy het dit self versin. Want hulle almal wou ons bang maak en het gedink, hulle hande sal die werk laat lê, sodat dit nie gedoen word nie. Versterk dan nou my hande. En toe ek in die huis van Samaja, die seun van Delaya en seun van Metabiel kom, terwyl hy verhinder was, sê hy: laat ons saamkom in die huis van God, binne in die tempel, en laat ons die deure van die tempel toesluit, want hulle kom om u dood te maak. Ja, hulle sal in die nag kom om u dood te maak. Maar ek het gesê, sal 'n man soos ek vlug? En hoe durf een soos ek die tempel ingang en in my lewe bly? Ek sal nie ingang nie. Want ek het duidelik gemerk dat God hom nie gestuur het nie. Hier kom die gatekeeper in, die watchman. Maar dat hy profesie oor my gespreek het, omdat Tobia en Sanballat hom gestuur het. Daarvoor was hy gehuur dat ek bang sou word en so maak die sonde doen, sodat dit hulle as slegte gerug kon dien en my smaadheid aan hulle te doen. Dink my God aan Tobia en aan Sanballat volgens hulle werke van hom en ook aan Noadja, die profetes, en 'n ander profete wat my wou bang maak. Almal wou bang maak. En die muur is voltooi op die 25ste van Elul in 52 dae. So hier kom die vyand net soos Esra en hy probeer hulle bang maak. Hy gaan en hy gaan spreek valse dinge teenoor hulle sodat hulle moet vrees om die muur nie te herbou nie. En dis wanneer jy begin om te vas, bid, spreek en vertrou. Doen die vyand nie vandag dit met jou? As jy jou muur om jou stad probeer bou nie, as jy probeer deel wees van 'n bediening nie, probeer hy nie vir jou ook bang maak en sê, maar hoor hierso, wat probeer jy doen? Dit gaan moeilik wees. Hulle gaan jou aanval, want jy maak jouself oop vir
al die aanvalle, sodra die dag as jy kies om Vader Jahwe te volg. Maar die ding is, hy probeer jou net lieg vir jou. Hy lieg net. Hy is die leenaar volgens Johannes 8 vers 44. Hy lieg vir jou, hy probeer sê, jy gaan dit nie gedoen kry nie. Hy kom teen jou en hy maak planne teen jou om te keer dat jy nie die tempel herbou nie, jou muur herbou nie. Hy kom teen jou. Maar Nehemia het dit gebou. Hy was nie bang nie. Die derde taktiek was deel gewees van hierdie in Nehemia 6 vers 6. Daarin was, ek gaan 'n stukkie weer vir ons lees. Daarin was geskrywe, die gerug gaan rond onder die volke van Gasmoen sê, die Jode is van plan om te rebelleer. Daarom bou jy die muur en jy sal hulle koning word, dergelike dinge. Hier kom die vyand, dis die derde taktiek, en hy spot jou om te sê, jy is beter as ander. Hoe baie keer het ons dit nie al gekry nie? Hoe baie keer het mense nie al vir jou gesê, Boeta en Sissa, sodra jy deel raak van 'n stad, en jy jou afsonder in 'n muur bou, van jy is deel van 'n kliek nie? Jy is deel van 'n kult, het ons al gehoor, as jy dit doen. Die vyand gaan jou probeer laat twyfel. Presies soos hy met Nehemia gedoen het. Hy gaan jou laat twyfel om daai muur weer te herbou. Hy gaan jou laat twyfel om soos 'n stad sonder met mure te wees. Hy gaan vir jou probeer wys, kom join almal aan buitekant, dis baie makliker. Maar die punt van die saak is dat Vader Jahwe het vir Nehemia guns gegee. En hy het die muur herbou. Het alles begin by Nehemia wat gevas en gebid het. Hier lê ons antwoord. Hier lê jou antwoord, Boeta en Sissa. As jy wil begin om 'n stad weer te bou met mure om. As jy kies die dag om teen hierdie rush van die wêreld te gaan. Want hulle gaan jou spot. Dit gaan moeilik wees. Vader Jahwe sê, en hy leer ons, vas en bid, spreek. En die vraag is vandag is, gaan jy jou deur toehou wanneer hy moet toe wees? Is Ruach HaKodesh jou gatekeeper vandag? Is hy jou Urim en jou Turim wat by jou hart is? Gaan jy Vader se gebooie onderhou? Want dis wat hulle daai tyd gedoen het. Israel, die Jode, het nie hulle deure mee toegehou nie. Hulle het hulle deure oopgemaak en die vyand het in die stad gekom en eventueel het hy die stad, die tempel verwoes. En as jy gaan lees wat Nehemia sê, wat Esra sê, wat Daniel sê, al die profete sê, is as gevolg omrede hulle Vader Jahwe sy gebooie nie onderhou het nie, sy insettinge en sy verordeninge nie gedoen het nie. So dit help nie jy bou nou hierdie sterk muur in jou stad en jy maak seker jou deure is reg, maar daar binnekant doen jy nog steeds nie wat jy moet doen. Dit gaan jou niks help nie. Jy moet 'n afgesonderde stad vir Vader Jahwe wees. Gaan jy jou deur oopmaak? Kom ons lees wat Nehemia gedoen het nadat die muur herbou is. Hier is die groot ding. As jy vandag kies om jou stad se muur weer te herbou, as jy kies om jou deur toe te maak vir die dinge daar buitekant, is daar een ding wat jy moet doen. En Nehemia het dit verstaan. Nehemia 13 vers 15. In die dae het ek en Juda mense gesien wat op die Sabbat die parskype trap en die vragte koring op esels gelaai ingebring en ook wyn, druiwe en vye en alle rande vragte met goed en dit op die Sabbatdag in Jerusalem ingebring. En ek het hulle gewaarsku op die dag toe hulle lewensmiddele verkoop het. Die Hebreë woord vir lewensmiddele is sa'id. En dit beteken kos en om fisies kos te gaan maak, kos te gaan jag. Dis soos jy gaan jag, jy gaan soek vir jou kos. Jy kort vleis, ons gaan jag. Dit is die lewensmiddele. Vers 16, ook die terreërs wat
daar gewoon het vis en allerlei koopware. Nou die koopware is die Hebreëse woord meker, en dit beteken al die goed wat jy koop wat 'n naam het. So dis nou alles wat Israel in die tempel ingebring het op die Sabbat. Al hierdie dinge ingebring. Koopware, hulle het kos ingebring. Hulle het kos wat gejag is, wat hulle daar buitekant gaan kry het, wat hulle geslag het hulle ingebring in die tempel deur die deure. Nou die tempel is herbou, die mure is herbou, die stad se mure en die deur is reggemaak. Alright. Nou daai lewensmiddele is alles wat in hierdie meker, hierdie koopware, hierdie meker wat beteken soos jou enigiets wat 'n naam op het. Soos 'n brand, soos in Engels kan sê. Alright. Dis nie meker, soos 'n trui, 'n skoen, hy het 'n naam. Is 'n Nike of hierdie is 'n Adidas of dit is 'n Levi denim, dit is alles wat 'n naam op, dit is jou koopware, jou gremering, alles het 'n naam. Alles het 'n naam. Selfs jou kos. Hierdie is 'n maar chocolate niks uit te waar nie, maar 'n Nestlé chocolate byvoorbeeld. Daar's name daaromtrent dit. Verstaan, jou koffie, dis alles hierdie koopware wat hulle ingebring het. Dis nie net kos nie. Dis alles. Hulle ingebring in die stad op die Sabbat. Okay? Hulle het ingebring op die Sabbat aan die kinders van Juda, selfs in Jerusalem verkoop. So die kinders van Juda en in Jerusalem verkoop. Vers 17. En ek het met die edeles van Juda getwis en vir hulle gesê, watter verkeerde ding is dat wat julle doen? Dat julle die Sabbatdag ontheilig. Het julle vaders nie so gehandel, sodat ons God oor ons en oor hierdie stad al hierdie onheil gebring het nie? Dis wat hulle gedoen het. Deel van omrede die tempel verwoes is as gevolg van wat hulle gedoen het op die Sabbatdag. Dat hulle die Sabbatdag ontheilig het. Dis kom hulle die eerste tempel verloor het. Lees verder. Ja, hulle vermeerder die troongloed oor Israel deur die Sabbat te ontheilig sien Nehemia. En sodra dit in die poorte van Jerusalem voor die Sabbat donker was, het ek gesê dat die deure gesluit moet word. En ek het gesê dat hulle dit nie mag oopmaak tot na die Sabbat nie. En van die mense het ek by die poorte aangestel, geen vrag het in die Sabbat in 'n dag mag inkom nie. Nee, sit sy voet neer. Hy sê, dis klaar. Hierdie deur gaan nou gesluit wees op die Sabbat. Klaar. Want buite dat jy net die Sabbatdag heilig of kerk toe gaan of tempel toe gaan is daai tyd, sê hy, jy gaan nie meer koop en verkoop nie op die Sabbat. Alles. Al die dinge wat hy lees. As jy ooit wil weet wat jy mag doen op die Sabbatdag, Nehemia 13 vers 15 sê vir jou dit. Buite in Jesaja 58 wat sê jy voet weerhou. Hy sê hierso, jy mag nie koop en verkoop nie. Met ander woorde, as jy nog actually die Sabbat eer wat die Sabbatdag van Vader Jahweh is, die 7de dag Sabbat, moenie nou na die tyd gaan of voor die tyd kom hiernatoe en 'n koppie koffie gaan koop nie wat 'n naam op het soos ek gaan nie naam sê nie, maar 'n koppie koffie. Of na die tyd gaan en gaan dinge koop. Want wat doen ons mense? Ons gaan na die malls toe. Ons het 'n lekker dag. Ons was mos nou by die kerk gewees. Eerste plek doen ons nog die verkeerde Sabbatdag. En dan wat jy sê jou Sabbatdag is wat saam met the Lord's Day is, saam met 'n songod, die Sondag Sabbat, wat julle sê is die Sabbat, en dan gaan jy na die tyd malls toe. So waar kom Vader se woord en is hierdie goeders met die tweede tempel weg? Hoe kan ons nog gaan koop en verkoop? En koshokkie staan met kosok. Dis hoekom jy die Vrydag voor die Sabbat moet bymekaar maak. Gaan doen jou inkopies, gaan kry jou dinge klaar, alles reg, dat jy nie op die Sabbat moet gaan nie. As jy moet ry, dan moet jy seker maak jy het genoeg petrol in jou kar. Ja, as jy nou vergeet het en jy moet nou per ongeluk gaan petrol ingooi, want jy moet daar wees, maar gaan jou nie straf nie. Die lewe is bo Torah, die Abba Vader, dis wat Yeshua sê, toe hulle honger is, wat hulle hierdie op die Sabbatdag gaan en hulle gaan pluk hierdie kos. Hierdie are wat hulle afhaal, dit is 'n werk, dit kos gevat.
Maar Yeshua sê die Sabbat is vir die mens. Maar Abba sê, gaan koop eerder voor die tyd jou kos, as wat jy moet gaan en op die Sabbat gaan koop. Hy wil nie hê jy moet doen nie. Maar as jy honger is, gaan eet. Gaan nou, soos Dawid, hy het tot in die tempel ingegaan en hy het gaan toonbrode eet, want hy was honger gewees. As jy nou hier so ongeluk jou hand sny en jy besig om te bloei, jy moenie net wag nie, ek moet nou wag tot die Sabbat verby is voordat ek aan dokter toe gaan om die dokter te betaal nie. Nee, lewe is bo Torah, jy gaan nie doodbloei nie, Abba wil hê jy moet doodbloei nie, want as jy gaan doodbloei, gaan jy nie kan gebruik vir die koninkryk nie. Gaan. Maar die punt van die saak is, hy deurgrond jou hart, hy kyk as jou hart, maar Abba, ek gaan Vrydag gaan koop, ek wil hier Sabbatdag eet. Want dit is vir ons om te rus. Hy het vir ons ingestel, sodat ons hoef te werk. Imagine how amazing, daai tyd het hulle gewerk in Egipte. Hier kom Abba en hy gee vir hulle 'n afdag. Hoe amazing is liefde, is dit nie van Vader nie. Waar hy sê, maar dit is my dag, ek wil hê jy moet nie werk nie. Jy moet afgesonder wees, jy moet rus. 'n Rusdag. Nou maak hulle self so besig op hierdie dag. Hulle gaan malls toe, hulle gaan koop, dit kos die mans geld. Hy moet in sy tuin werk. Hy werk in sy tuin. Hoekom? Of hy betaal iemand om in sy tuin te werk. Daar's mos nou 6 ander dae om dit te doen. Nou, vers 20, kom ons lees verder, ek gaan nou weer aangaan. Toe het die koopmans en handelaars en allerlei koopwaarde 'n paar keer buitekant Jerusalem vernag. Maar ek het hulle gewaarsku om vir hulle gesê, waarom vernag julle voor die muur? As julle dit weer doen, sal ek die hand aan julle slaan. Van die tyd af het hulle nie meer op die Sabbat gekom nie. Verder het ek aan die Lewiete gesê dat hulle moes reinig en kom as poortwagters om die Sabbat te heilig. Dink ook hierom aan my God, en ontferm u oor my na die grootheid van die goedendierendheid. Dit is Nehemia het dit verstaan. Hy het verstaan. En hoor gou wat sê Jeremia 17 vers 27. Maar as julle na my nie luister om die Sabbatdag te heilig nie en om geen las te dra of deur die poort van Jerusalem op die Sabbatdag in te gaan nie, sal ek 'n vuur in sy poorte aansteek wat die paleise van Jerusalem sal verteer en nie uitgeblus sal word nie. Hebreë woord vir daai las. En Vader Jahwe sê ons moenie daai las te bring op die Sabbat in die tempel nie. Met ander woorde, nie in jou tempel nie, nie by jou huis nie in jou stad nie. Dit beteken massa. Dit beteken om iets te dra. Die geestelike prent van hierdie las, om van iets dra. As jy kom na die stad toe op die Sabbat, moet jy nie 'n las op jou dra nie. Dis die geestelike prent. Die fisiese ene is, jy moenie iets dra nie. Met ander woorde, wat gebeur? Jy moenie dra en laai in jou kar se boot in om te gaan werk nie. Of op jou donkiekar laai nie. Dis ook 'n las. En om af te laai, dis 'n las. Okay? Maar die las, wat Vader Jahwe wil hê, jy moet kom na hom toe nie, na sy huis toe nie, is hierdie, wat jy sit van jou week. Hoeveel keer sit ons nie met, kom jy by 'n Saterdag Sabbat by die bediening aan, of waar ook al jy is, en jy het nog steeds hierdie las nie. Die laste van die week, die probleme van die wêreld, die probleme wat jy hierdie week gehad het, die dinge wat die vyand jou mee aangeval het, moenie dit dra op Vader Jahwe se Sabbat nie. Gee dit vir hom Vrydagmiddag voor die Sabbat begin en sê, Vader Jahwe, in Yeshua se naam vat hierdie las my al weg, want u wil nie hê ek moet vandag hierdie las dra nie. Dis hoekom hy ook altyd sê, voordat jy na jou broer en jou suster toe gaan maak reg eerste. Voordat jy jou offer bring, maak reg. Moenie hier sit vandag met 'n las nie. Dit moet 'n lekker dag wees.
Maar die vyand maak dit hierdie swaar laste, hierdie Sabbat moet vir jou las wees, dit moet vir jou hierdie, jy moet nou hierdie dag niks doen nie, dit moet erg wees. Maar meantime is dit lekker. Hoor as sê Yeshua in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Yeshua is ons rus. Hy het nie die Sabbat weggevat nie, want baie mense sê, nou is die Sabbat in Yeshua. Nee. Yeshua sê net, kom na my toe, want ek sal jou las wegvat. Hier kom praat Yeshua van Jeremia 17, van moenie die laste bring op die Sabbatdag nie. Hy sê vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Baie mense kom en trek die stuk heeltemal uit proporsie uit. Hulle kom sê, nee, ek hoef nie meer die Sabbat te doen nie, want Yeshua is my rus. Hy sê, ek sal jou rus gee. Ek gaan jou, hoe moeilik is dit te verstaan? Hy sê, ek gaan jou laste wegvat van jou af, jy wat moeilike week gehad het, kom na my toe, kom na my huis toe, kom eer my Vader Jahweh se Sabbat, want dan sal jy nie meer, en dan sal jy rus hê. Maar kom gee dit vir my asseblief die laste voor die tyd. Maar ja, ek hoef nie meer Sabbat te doen nie, want Yeshua is my Sabbat. Hy is my rus. Dis wat die mense sê. Jeremia 17 sê, gee my. Moenie 'n las bring nie. Moenie hom bring nie. Gee hom vir Yeshua. Gee jou laste vir Yeshua. Dan gaan jy shalom hê vandag. So maklik soos dit. Maar moet ook nie werk nie. Dankie Abba. Die vir ons Yeshua gegee het om ons laste wel weg te vat. So wat bring jy na jou stad toe op die Sabbat? Jou huis is mos 'n stad. Het jy 'n muur om jou stad? Het jy 'n deur wat sterk genoeg is? Hou die engele wag om jou. Is die engele soos 'n muur van vuur om jou stad? Is jou watchman en gatekeeper in plek by jou stad? Wat Vader sy Ruach HaKodesh is? Of is jou huis 'n muur, 'n huis in Egipte sonder 'n muur? En die eienaar wat kos gaan haal en tuinwerk doen en mure verf op Jahweh se afgesonderde heilige dag. Want dan is jou huis soos 'n stad sonder mure. En maak jy dan jou huis oop vir die vyand om jou aan te val. Want as daar nie 'n muur is nie, hoe kan hy lê en loer vir jou? Hy gaan nou nie meer lê en wag vir jou nie. Hy gaan inkom. As jy nie 'n muur of 'n deur het nie, gaan jy die vyand nie kan lê en loer vir jou nie. Hy gaan inkom, hy gaan heeltyd daar wees. Hy gaan vir jou kyk. Hy gaan nie meer loer vir jou nie. Hy gaan vir jou kyk elke dag. Want dan is hy klaar binnekant, besig om saam met jou te wees in jou huis. Of wat jy nog in die huis moet doen, is dan nog sommer, as hy in jou huis klaar ingekom het, as jy nie muur wil wees nie, dan moet jy vir hom 'n lekker tafel dek met lekker kos op, 'n tafel vir die duif. Soos Paulus gesê. Dan is jou huis kompleet in Egipte. Of jy kan 'n huis bou op Yahweh, op Yeshua wat die rots is, met 'n muur, en jy kan sê, as for me and my house, we will serve the Lord. Kies Boeta en Sissa, waar jy jou huis wil hê. Kies hoe jy jou huis wil hê. Maar as jy 'n huis wil hê met 'n sterk muur en 'n sterk deur, en die vyand nie kan inkom nie, met 'n mooi tafeltjie, geluk, shalom in jou huis, sonder enige las, sonder enige juk, moet jy sê, nee, ons gaan hierdie deur toehou. Ons as 'n huis gaan nie op die Sabbat nou mol toe gaan na die tyd. En goedjies koop nie. Nehemia het vir ons kom verduidelik. Ek kan heeldag praat oor die Sabbat. Ons kan heeltyd hier wees. Maar dis hoe diep, hoe erg Vader Jahweh oor die Sabbat is. En dis jou keuse. Hy is met 'n muur, hy is sonder 'n muur. Right, so. Amen. Dankie Vader.
Kom ons sluit ons oë. Abba, dankie vir vandag. Ons eer U, Abba, dankie dat vir U woord, Abba. Yeshua, U is die woord en ons eer U dat U gekom het en dat U vir ons gesterf het en dat U vir ons hierdie woord, die Torah, so die Vader se wet so mooi kon verduidelik het. Yeshua, U is heilig. U is Vader Jahweh se seun en U is die woord wat van die begin af daar was en Vader, U sê U woorde sal nooit leeg terugkom nie. Vader, U het van die begin af het U beplan om vir ons, selfs in Genesis, het U beplan om vir ons hierdie rusdag te gee. Toe U die wêreld gemaak het, het U beplan dat ons 'n rusdag moet hê. 'n heilige, afgesonderde dag vir die bruid. En Vader Jahweh, soos U sê in Jesaja 66, gaan ons dit eendag van Sabbat tot Sabbat, gaan ons dit in die koninkryk hou weer. Hierdie 1000 jaar van Shabbat wat gaan kom vir ons as die bruid. 1000 jaar van vrede. Boeta en sussie, kan jy nie dink daai dag van 1000 jaar se Shabbat? Maar Vader roep jou vandag, boeta en sussie, om hierdie afgesonderde bruid te wees, om te kies van me and my house. Ons gaan hierdie tempel bou op die rots wat Yeshua is en ons gaan die deur toemaak op die Sabbat. Maar dankie Vader vir die genade. Dankie dat ons op 'n stadium uit die wêreld uitgeruk is, Vader. Dankie dat U ons kom uit Egipte kom uitdruk het op 'n stadium en dat U vir ons hierdie sement en hierdie stene en hierdie harde deure gegee, hout gegee het om die deure te bou. Vader, mag ons hierdie hart hê van Nehemia wat bly vas. Wat bly smeek en ons sondes bely om hierdie muur te bou heeltyd. Om te keer dat daai vyand 'n gleufie kry om deur te kyk. Maar ek bid vandag vir U Ruach HaKodesh vir 'n gawe van onderskeid. En wysheid en kennis om te kan hierdie gatekeepers te wees en die watchmen te kan wees, Abba. Om te kan sien as die vyand kom. Om dan reg te maak, die woord te lees en te kan weerstaan. Om te sê dat it's written. Dit staan geskrywe, vyand, as jy Vader Jahweh se woord gehoorsaam, as jy hom liefhet en hom ken, soos die woord sê, en Yeshua sê, maar hy kom leer ons, as my kind, as jy my wil lief hê, onderhou my gebooie. En as jy my sê, jy ken my, moet jy my gebooie onderhou, volgens 1 Johannes 2. Dan sê Vader, in Psalm 91, dat hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Maar as jy gaan kies om dit nie te onderhou nie, om nie Vader se wet te onderhou van, maar ek worry nie op die Sabbat nie, want ek gaan doen wat ek wil doen en ander dinge aanhou en gaan ander goeders luister en soos 'n stad sonder mure wil wees, gaan jy nie worry meer om die Sabbat te onderhou nie. Dan is jy nie lief vir Vader Jahweh nie en dan ken jy hom nie. Nou gaan Vader Jahweh dan vir jou sy engele opdrag gee om jou te beskerm as jy nie wil jou kan bring nie. Want dankie Vader, dat ons almal 'n keuse het en deur genade het U ons kom leer en daarvoor kan ons vas staan en dat U beskerm ons, U naam is Jahweh Rapha, U is ons U genees ons. En Vader, dankie dat ons vandag kan verklaar dat hierdie gronde is U gronde. Dankie dat ons vandag kan verklaar dat hierdie plek U stad is. Selfs as ons geestelik ook U stad en die tempel is, Vader Jahweh, want in die stad is die tempel gebou en daar's 'n mure om. Maar Vader, so wil ons vandag hierdie bediening verklaar dat hierdie gronde is heilig en is U sinne. En Abba, ek bid vandag vir 'n muur om hierdie plek, Vader Jahweh. 'n ring van vuur om hierdie plek, engele skouer aan skouer, Abba, wat ons beskerm. En dankie daarvoor, Vader. Abba, ek bid vir die deur, Abba, dat die gatekeeper, ons U Ruach HaKodesh daar sal wees, Abba, om ons te waarsku as die vyand kom. Dankie, Abba, vir hierdie stad. Dankie vir hierdie huis, Abba, wat in hierdie stad is. Mag U verheerlik word op hierdie gronde, Vader. Mag ons U koninkryk soek en U regverdigheid op hierdie gronde. Alles vir U koninkryk, ons eer U vir dit, Vader Jahweh. Mag U naam geseënd wees, mag U Jahweh Nissi, mag U die banner wees op hierdie grond. U naam geskrywe op hierdie grond. Dankie daarvoor, Abba. Vader, ek bid vir die tempels daar buitekant, Vader, ons liggame wat hierdie tempels is, Abba, dat Vader, waar ons dalk 'n plek oopgemaak het vir die vyand om in te kom.
Waar die vyand dalk daai gleefie gekry het in die deur, Abba, bid ek vandag, Vader, deur die bloed van Yeshua, dat U ons tempel sal skoon was vandag. Dat U ons sal reinig met hierdie hyssop. En ons sal skoon was, Abba. En dat ons hierdie sal begin om te begin by Yeshua wat die rots is en ons fondasie weer sal herbou en die muur sal herbou, soos dat Nehemia gaan doen het. En Boeta en Sissa, as jy vandag hier so sit, jy weet nie hoe jy die muur gaan herbou nie. As dit dalk so moeilik is dat jy die muur, jy weet nie waar om te begin nie. Jy weet nie hoe om hierdie huis weer te bou nie, die tempel skoon te maak nie. Maak soos Nehemia gemaak het. Vas en bid. Vas en bid. Maak soos Esra. Vas en bid. En Vader sal jou beskerm. Ken hom in alles, hy sal jou hartsbegeertes jou gee, maar soos sy koninkryk eerste. Dankie daarvoor, Abba. Vader, ons eer U vir vandag, Abba. Mag U naam geseënd wees, Abba, en dankie vir die seën wat U nou vir ons het. Ons ontvang nou as U kinders, Abba, deur Yeshua wat vir ons moontlik gemaak het deur sy bloed. Ontvang ons nou hierdie seën. Ja, Vrecha Adonai Vishmarecha. Ja, Adonai Panevlecha Viguneka. Yesa Adonai Panevlecha Viasimlecha Shalom. Broeder en suster, Abba Vader, Jahweh sê hy sal jou seën. Abba sê hy sal jou bewaar. Glo jy dit? Bring jou kant. Bou jou stadmuur weer. Bou jou deur weer. Vader Jahweh wil jou beskerm. Hy vra net vir jou, maar begin sy gebooie, sy insettinge en sy verordeninge onderhou, dan sal hy sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Vader Jahweh sê, sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy sal sy aangesig oor jou verhef. En hy sal vir jou shalom vrede gee. Ontvang nou sy vrede wat hy vir jou het. Dankie Abba, ons ontvang dit alles deur U Ruach HaKodesh se werking en deur ons koning en ons hoëpriester, die seun van Jahweh, Yeshua Mashiach se naam ontvang ons dit nou. Amen. Amen. Dankie julle. Like asseblief ons video, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.